Goeiemôre, vir almal net hier welkom heet, in besonder ons spreker, professor Fransie Greiling. Sy is 'n buitengewone professor in tale by die skool van tale vir, op die Potchefstroom. Jammer vir daai storter. Sy kom gesels vandag met ons oor Stitches and Patches, krygsgevangene kuns. Ek dink julle het nou al op die tafel gesien wat daar aangaan. Prof Fransie, ons gee graag oor aan u, dat u vir ons meer kan vertel hiervan. Baie dankie. Baie dankie vir die uitnodiging. Ek gesels graag vandag oor die verweefde stories van 'n kunstenaarsboekprojek gekombineer met navorsing. Nou die boek is hier voor en ek gaan daarna verwys, maar in my skyfies is daar ook heelwat illustrasiemateriaal. Maar ek wil graag vir die mense wat hier teenwoordig is net wys hoe lyk die boek. Dan het julle 'n beter idee waaroor ek wil praat. So as dit moontlik is, as julle net nader kom, dat ek net die boek oopmaak en dan het almal 'n beter idee wat aangaan. Dit is 'n kunstenaarsboek. Ek dink van julle is waarskynlik vertroud met die konsep van kunstenaarsboeke. Dis 'n soort kunswerk wat jy 'n boek maak, maar jy maak die boek heeltemal volgens jou eie reëls. So jy besluit hoe die boek moet wees, wat daarin moet wees, in watter formaat hy moet wees. En in die meeste gevalle is 'n kunstenaarsboek dan net 'n enkel boek, 'n unieke eksemplaar, of daar kan dalk beperkte aantal wees. Nou hier is net een van hulle. En wat 'n essensie is van 'n kunstenaarsboek is dat die vorm en die inhoud pas by mekaar. So dit wat waaroor dit gaan en die vorm pas by mekaar. En die titel van die boek is Na Bermuda. En so hy vou so oop en hierdie kant toe. En dan is daar laaitjies waarin die inhoud is. En hier is hierdie persteksplate waarop gegrafeer is. So hulle skuif dan so uit dat jy dit kan lees. En die gedagte is, as 'n mens dan met die boek werk, dat jy as leser die papiere vat en die kaarte vat en dit lees en inligting hier kry en inligting daar. Soortgelyk as iemand wat in argiewe werk. Want jy kry 'n brokkie inligting hier en jy kry 'n brokkie inligting daar. En die boek gaan oor die ervaring van die krygsgevangenes, hulle seereiservaring na Bermuda. En dis hulle eerste handse ervaring wat ek probeer weergee. So dit is, mens kan amper sê dit is 'n vorm van konkrete historiese storievertelling. En dis verweefde stories, want dit is die krygsgevangenes se eie stories ook verwoord deur hulle self, en dit is gekombineerde stories, en soos jy dan na die boek kyk, maar skep jy jou eie storie en jy sien verwantskappe raak en so aan. So dit is die konsep dan van die kunstenaarsboek. Nou ek sal net nou in my praatjie sal ek ook net daarna verwys. Die boek was verlede jaar 'n paar maande op uitstalling in die galery as deel van 'n groepsuitstalling, maar toe het die biblioteek spesiale versamelings, Adri Jansen het toe gevra of hulle ook vanjaar 'n uitstalling daarvan kan maak in die voorportaal van die biblioteek. En toe was dit nou tot Dinsdag toe ek die boek gaan haal het, was dit van Februarie af tot Mei maand was dit in die voorportaal. Maar ook van Ferdinand, ja, in Universiteitsbiblioteek. Maar omdat dit dan nou natuurlik elke ou wat verbyloop kan nou nie dit hanteer nie, was dit in 'n glaskas. En dan beteken dit die boek is ontoeganklik en dit wil mens ook nie hê nie. En toe het ek om die uitstalling toeganklik te maak, het ek toe 2 boeke saamgestel. Die een wat eintlik die inhoud dan van die boek het, ek noem dit argief. Ek sal net nou ook net bietjie wys hoe hy lyk. En die ander een is dan eintlik my proses, my plakboek wat ek gemaak het, sodat mense kan sien hoe die boek ontwikkel en hoe is die navorsing en die kreatiewe werk verweef. Ek gaan dus verwys na die werk as geheel, maar ek gaan in my praatjie gaan ek ook net gesels oor die hele proses, hoe dit verloop het. So baie dankie, nou weet julle ten minste waaroor gaan en dan kan ons aangaan vir die res van die mense. En daar gaan genoeg tyd wees dat julle later hierna kan kom kyk. Nou, wie was die
Die samesteller van die boek. Ek gaan daaroor gesê. Goed, is ons reg, dan ons kan aangaan. Goed. Goed. Terwille van die mense wat inluister, ons sal ons 'n videoetjie ook maak net in die einde dat julle die hele werk kan sien om 'n beter idee te kry. Maar daar is ook heelwat visuele materiaal sodat julle 'n idee kan sien hoe die boek lyk. Goed, hierdie is dan 'n kaart van Bermuda. Ek het die kaart afgeneem in die Oorlogsmuseum in Bloemfontein. En dis 'n kaart wat uit daardie omgewing, uit daardie tydperk uitkom. En so hierdie is dan eintlik my plakboek wat ek gemaak het van die proses. Dit is nie regtig bedoel vir skyfies dat mens kan lees nie, so ek gaan maar oor die inhoud gesels. So moenie bekommerd wees om die woorde te probeer volg nie. My motto vir hierdie boek is 'n aanhaling van August Schulenburg, een van die persone wat op die SS Armenien was, waar hy geskryf het, zeer aardige handwerkies word in dode krygsgevangenes vervaardig. En dit is wat ek wou doen met hierdie boek ook, om iets te wys van die handwerk. En ek noem dit dan na Bermuda die plak. Ek gaan gesels oor die agtergrond, die konseptualisering, die navorsing, die ontwerp en die uitvoering, en dan bietjie iets oor die uitstalling self. Nou, die projek het ontstaan by 'n uitnodiging van 'n navorsingsgroep van die visuele narratiewe en kreatiewe uitsette van die universiteit, wat hulle 'n groepsuitstalling gemaak het met die tema van trappe en ruïnes en 'n aantal temas voorgestel het, wat dan eintlik verband hou met onder andere narratiewe storievertelling van onvertelde geskiedenisse, ruïnes en trappe. En ek het toe gedink aan hierdie feit dat 25.000 bykans 25.000 krygsgevangenes wat na verskillende krygsgevangenekampe was, en dat dit eintlik baie onvertelde stories daaroor is. En dit is 'n belangstelling van my wat al baie jare kom. In ons familie, soos in die meeste ouer families, het 'n mens stories oor die krygsgevangenes, oor die Anglo-Boereoorlog. En ook besittings. Ek het 'n oupa grootjie aan vaderskant, byvoorbeeld Jim Gordon. Hy was na Ceylon verband. En hy het 'n dagboekie wat nou in my besitting is, wat hy geskryf het oor sy ervaring daar, maar daar verskyn onder andere 'n lang gedig oor die seevaart ervaring. Ek het nou nog nie kon vasstel of hy dit geskryf het en of dit 'n gedig is wat so tussen die krygsgevangenes ontwikkel het nie. En hier is 'n paar van sy ander karige besittings ook, die kassie wat hy gehad het, waarin hy sy dingetjies teruggebring het, wat in die Atalava gemaak was. Die ander itempie daarbo is 'n kassie wat ons het van 'n kassie wat ooptrek en dan staan die boer bo op en dan val die kakie as die boer hom nou geskiet het. So en dit het my van kleins af gefassineer hoe hulle sulke dinge gemaak het. My oupa grootjie aan moederskant, Isak Wist, was 'n Hollandse onderwyser wat so 2 jaar voor die uitbreek van die oorlog na Suid-Afrika gekom het, spesifiek om Transvaal toe om onderwys te kom gee. Hy het daar in die Rustenburg omgewing was hy 'n onderwyser gewees. Hy het 'n verloofde in Nederland gehad, Kato Becker. Met die uitbreek van die oorlog het hy eers aanvanklik die kommando saam met hulle gegaan, en hy was onder andere posmeester van die kommando, maar op 'n stadium is hy toe ook 'n krygsgevangene geneem en na Bermuda gestuur. Hy en sy verloofde het gekorrespondeer, en ons het bietjie van sy ervaring uit die briewe wat sy verloofde geskryf het aan sy pa om te vertel wat hulle gehoor het, wat sy gehoor het. En hierdie is 'n kussietjie wat hy saamgebring het. Hy het dit nie self gebring nie. So ons het ook 'n paar items uit Bermuda.
net vir interessantheid, na die oorlog het hy teruggekom na Suid-Afrika toe. Hulle is met die handskoen getroud in 1903 en sy het toe nou na Suid-Afrika toe gekom. En uiteindelik is hierdie boek 'n huldeblyk aan hierdie grootouers van my, Isak en Kato Dies. Ek was so bevoorreg om in 1995, is ook amper 30 jaar terug, was ek in Bermuda gewees. Ek het destyds gewerk aan 'n jeugboek oor Bermuda en ek het toe ook begin kyk na waar was my oupa grootjie dan. En ek het die voorreg ook gehad om met Colin Benbow, wat 'n boek geskryf het oor die krygsgevangenes in Bermuda, om met hom te ontmoet, en hy het my ook onder andere na Birds Eiland geneem, waar my oupa grootjie 'n krygsgevangene was. En daar is ek in 'n grot waar hy ook afgeneem is. Nou die Bermuda Eiland groep in die Atlantiese Oseaan was die laaste bestemming waarheen krygsgevangenes gestuur is. En tussen Mei en Desember 1901 is ongeveer 4800 krygsgevangenes daar. Daar was 6 skepe, of 6 skeepsvaarte met 5 verskillende skepe wat gegaan het. Dit is die SS Armenian, SS Ranier, die Manila, die Montrose, die Harlech Castle en die tweede keer die Montrose. Daar was verskillende hoeveelhede wat gegaan het. Die eerste SS Armenian was 963 krygsgevangenes. Die Montrose byvoorbeeld was 932. Die laaste vaart van die Montrose was 1259. Maar let byvoorbeeld op dat die Harlech Castle was daar net 340. So die getalle wat op 'n betrokke skip was, het ook gewissel. Nou, hierdie vaart het ongeveer 'n maand geduur, en vir die meeste krygsgevangenes was die see iets wat hulle nog nooit gesien het nie, en natuurlik hierdie ervaring om weggevoer te word van hulle vaderland, wat hulle ook nie geweet het wat vir hulle voorlê nie, moes eintlik 'n baie ontwrigtende en vervreemde ervaring gewees. En ek wou graag my projek onderneem om spesifiek oor die krygsgevangenes se ervaring van daardie liminale tydperk dan, van om op hierdie skip in die see te wees, op pad na 'n plek waar jy nie weet waarheen nie. Goed, en toe het ek 'n kunstenaarsboek gekonseptualiseer, om te dink, maar wat wil ek nou graag doen? En ek wou graag vir elkeen van hierdie vaarte, wou ek iemand identifiseer en sy eie woorde kry, hoe was dit op daardie skip vir hierdie persoon. So dit was my fokus geweest. En ek het dit ook dan gekonseptualiseer, soos julle nou die boek gesien het hier, met hierdie interaktiewe, met inhoud, die kassie idee wat aanpas by die kassies en die krygsgevangene items wat die mense gemaak het, en dan die perspeksplate wat eintlik die see dan voorstel, en dit is hierdie gelaagdheid van stories, en elkeen se storie is anders, en dit vorm eintlik dan hierdie die see, die ervaring van die see. So dit was die konsep wat ek gehad het, en natuurlik is dit nou dan 'n lang proses om hom nou te laat realiseer. So ek het die planne geteken, en ek het die navorsing nou verder gedoen, en soos ek net verduidelik het, dit moes 'n interaktiewe ervaring gewees het. Dit was van die begin af my gedagte gewees. En nadat ek toe nou die abstract of die voorstel geskryf het en gekeur was vir die uitstalling, dit was nie 'n outomatiese aanvaarding nie, kon ek nou voortgaan met die projek. Maar vanselfsprekend kon ek dit ook nie self alleen al hierdie goed doen nie. So ek het nie fisies die boek self gemaak nie. Ek het die boek gekonseptualiseer, ek het die kaarte gemaak, ek het al die inhoud versamel, maar ek het ander mense gekry wat my gehelp het om die konkrete boek te maak. My broer is 'n meesterskrynwerker, hy het die kassie gemaak, en Adri Benadi van Makerspace by ingenieurswese het vir my die perspekplate gemaak.
en die Cassie, sy het daarmee gehelp. En hulle konseptualisering en wat prakties moontlik is, het natuurlik bygedra tot wat ek kon doen. En die navorsing en die praktiese uitvoering was dan eintlik verweef geweest met mekaar. Goed, net so 'n bietjie iets oor die navorsing. Dit was nou nog 'n taak om hierdie 6 verteenwoordigers te soek. Want op partyskepe was daar nou heelwat mense wat dagboeke nagelaat het, en ander skepe het ek die dag voordat Adrie die plate moes druk, het ek eers iemand gekry wat op die Manila was. Ek het vir haar gesê, maar tot dan gaan ons net niks daar hê nie, want dit is dan eintlik maar 'n verteenwoordiging of 'n uitbeelding van dat stories raak verlore, dit is geskiedenis wat vervaag. En 'n dag voor die tyd, toe kry ek iemand wat op die Manila was. So dit was nou baie interessant, want dit het my laat fokus, en ek moes aanhou soek, ek kon nie net gebruik wat ek gehad het nie. So ek het inligting gekry oor die kruisgevangenes en hulle omstandighede, die skepe en die skeepsvaart, die kruisgevangene kuns en so aan. En dan sou ek byvoorbeeld iets ontdek en dan stuur dit my na 'n ander kant toe en dan kry ek nog 'n bron en nog 'n bron. So ek het eintlik nog soveel materiaal wat ek op verskillende maniere wil verwerk. En natuurlik was ek by argiefbewaarplekke soos die Oorlogsmuseum, die Erfenissentrum van die Voortrekker Monument, die Nasionale Argief in Pretoria, die versameling van die Ferdinand Postma Biblioteek, Suid-Afrika Huis in Amsterdam. Ek het van hulle digitale versameling gebruik gemaak, maar ek was verlede jaar fisies self ook daar, nadat die boek klaar was. En dan die Welcome Collection, dit was van die argiewe waar ek besondere materiaal gekry het. Nou, alhoewel duisende mans die seereis meegemaak het, het relatief min opgetekende dagboeke bewaar gebly. Maar soos ek verder en verder gekyk het, het ek besef maar hoe ryk verskeidenheid materiaal daar eintlik is. Want daar is nou die dagboeke, of hulle aantekeningboeke, party die dagboek gehou nie, hulle het byvoorbeeld liedere opgeskryf wat hulle gesing, fotomateriaal, kaarte, plakboeke wat mense gehou het, sketse wat hulle gemaak het, die kruisgevangene items, liedere wat oorleef het, en so aan. So, eintlik is dit alles my 'n vorm van kruisgevangene kuns dan. Wat het hulle gedoen? Hoe het hulle eintlik aangeteken, rekord gehou, koers probeer hou van wat met hulle gebeur en waar hulle is. En ek het toe nou ook in hulle dagboekinskrywings probeer agterkom waaroor hulle skryf. Wat is die temas? En hier is van my aantekeninge wat ek gemaak het, soos natuurlik oor die seevaart, maar wat beskryf hulle dan? Wat is waaraan skenk hulle aandag? Soos wat was die ervaring, of hoe het dit vir hulle gelyk, of watter steediere het hulle gesien? Die liggaamlike ervaring van die reis, die sosiale ervaring van ander mense, die gevangenskap as sodanig, en dan die aankoms, die verwagting en die aankoms van Bermuda. So op die oog af is van hierdie dagboeke baie elementêr, en jy weet mos hoe dit is as mens dagboek hou, jy dink jy gaan so wonderlike stories skryf en later skryf jy eintlik maar net die basiese. Maar selfs in daardie basiese waaroor hulle skryf, is daar 'n rykdom van ervaring. Dit is nie so eenvoudig as wat 'n mens dink. Nou, hoe het ek dit toe gestruktureer? Soos ek sê, ek kon vir partyskepe, soos vir al die eerste vaart van SS Montrose, het ek heelwat dagboeke gekry. Heelwat is relatief, maar ek meen, ek kan verskeie mense daar gebruik het. Maar soos vir van die ander het ek dit was nie die Manila wat ek so gesoek het nie, dit was die SS Ranier. Dit was die een wat ek so gesoek het. Nou, die 6 kernskrywers wat ek toe gebruik het, is toe merkwaardig ook die verteenwoordiging van verskillende soorte kruisgevangene. August Schulenburg was uit die Duitse gemeenskap. Hy was 'n student gewees en hy het toe na die sy pa was 'n sendeling hier so Lichtenburg omgewing. En
na hulle vrygelaat is hy Amerika toe en het hy medies gaan studeer. En toe hy terugkom, toe word sy mediese graad nie erken nie, want hulle het nie die Amerikaanse graad erken nie, toe gaan hy net 'n jaar terug Engeland toe. So hy was toe nou 'n mediese dokter en hy het jarelank in Ventersdorp gepraktiseer en hy het ook later in Potchefstroom gebly. En ek dink 3 van sy kinders het mediese dokters geword. So van die van Schulenburg ken moontlik van julle. Jacobus Sewenster, die een wat ek so lank na gesoek het, hy was 'n bitter einder. Hy het daar uit Senekal omgewing gekom en hy was een van die laastes wat teruggekom het want hy het geweier om terug te kom. Baie interessante stories oor hom ook wat ek nog moet opvolg. Albert de Villiers was 'n jong boer wat mense amper kan sê is so verteenwoordigend van jong burgers. Rocco de Villiers was 'n regeringsamptenaar en 'n krygsoffisier, so hy was Rocco de Villiers, waarskynlik is ons musikant, pianis Rocco de Villiers, familie van daardie de Villiers, want dit is 'n vreemde kombinasie. Jurgen Smit was 'n Kaapse rebel en Ingwald Schröder Nielsen was 'n Noordse vrywilliger. So daar is 'n baie interessante verskeidenheid mense se stories in hierdie perspekplaat. Nou met al die interessante goed wat ek uitgevind het, of mense wat ek gekry het ek toe ook bykomende mense bygevoeg in die versameling. Een van hulle is dan Joubert Reitz, Joubert Karel de Haas, Isaac Wist en George Maitland. George Maitland was in die Royal Army Medical Corps en daar's 'n dagboek van hom ook en toe dacht ek maar dat ek die Engelsman ook hierin kry. Wat was sy ervaring? Ek het onder andere vir myself afgevra waaroor het hulle geskryf, hoe het hulle die ervaring gehoor, wie was die skrywers, wat was hulle agtergrond en hulle stories, kan ek foto's van hulle opspoor en hoe sien hulle die fisiese dokument en hulle handskrif daaruit. En ek het natuurlik ook genealogiese navorsing moes doen om 'n dieper begrip te kry van die mense en wat is hulle verwantskappe met mekaar. En daar is 'n klompie van die bronne wat ek gebruik het en natuurlik die genealogiese genootskap, die British Concentration Camps van South African War, Family Search, Open Archieven en die Oorlogsmuseum van die Boererepublieke. Ek het ook kontak gemaak met mense wat my gehelp het en oor ons aangeklop. Ek wil julle tog net vertel van een merkwaardige ontdekking. In die Oorlogsmuseum kry ek 'n afskrif van 'n dagboek van 'n Jurgen Smit. En dit is 'n Kaapse rebel en dit was ook van die Haarlegkasel en ek kon op daardie stadium nog niemand anders opspoor. En toe begin ek navorsing doen oor hierdie, probeer inligting kry oor hierdie Smits. En ek kry 'n familiegeskiedenis op die internet van 1980 wat 'n Piet Smit saamgestel het. En toe onthou ek, maar daar is op die fotostaat is daar bo geskryf geskenk deur Piet Smit van Betulie. Toe weet ek maar hierdie persoon, want hy is ook toe van Betulie, moet dieselfde persoon wees. Maar wat is die kans as jy in 1980 daardie dokument opgestel het dat jy nog lewe? Maar ek vat die kans en ek sien maar hy het 'n telefoonnommer op 'n stadium gehad en ek bel toe die nommer in Bloemfontein. Toe kom ek so waar op hierdie Piet Smit af. Toe is hy afgetrede prokureur van Betulie wat nou al 'n hele klompie jare in Bloemfontein bly. Hy was onder andere burgemeester en baie belangrike persoon in Betulie ook. En ek kontak hom toe en ek sê maar ek is nou besig met hierdie navorsing, weet hy enigiets? En hy sê toe maar hy het die oorspronklike dagboek het hy ergens, hy gaan dit soek, maar hy het toe op stadium vir my 'n kleurafdruk van die dagboek verskaf. En foto's van sy oupa, dit was sy oupa Jurgen Smit. Hier is byvoorbeeld die troufoto van die oupa Jurgen Smit. So daar kry ek toe nou so waar 'n kleinsteen van een van die krygsgevangenes en hy is so geïnteresseerd in die projek en uit ons gesprekke het hy nog verdere familienavorsing gedoen en hy en sy vrou het moeite gedoen om Potchefstroom langs te ry
om na die uitstalling te kom kyk. Ek meen, dit is sulke stories wat enigeen wat met genealogiese navorsing werk, ons kan dink, maar hoe merkwaardig dit is, dat mens iemand nog kan ontmoet en dat hulle vir mens inligting kan gee en geïnteresseerd raak in die projek. Nou die samestelling van die inhoudskaart, het speurtog behels van, nou moes ek gaan histories korrekte materiaal kry, wat pas by die inhoud wat ek wil gebruik. Soos ek het byvoorbeeld na argiewe gegaan en aanlyn en kaarte en plekke en aspekte waaroor die behandelinge geskryf. En ek het byvoorbeeld 'n wonderlike publikasie ontdek, die Bos skoolatlas van die gehele aarde, wat een van die krygsgevangenes na verwys. 'n Moerdijk. En toe wonder ek waar ek te gaan kry en toe ontdek ek maar die Utrecht Universiteit het die digitale versameling van hierdie atlas, want dit was 'n merkwaardige atlas wat 'n belangrike rol gespeel het. En daar kry ek dit ook in die digitale kaarte en toe word dit ook deel van die projek. Goed, oor die ontwerp en uitvoering, dit was natuurlik ook 'n groot werk, want dit alles moet by mekaar pas. En ek moes dit is baie planmatig aanpas en ek moes uitvind wat is prakties moontlik en hoe kan dit gedoen word. Ek het byvoorbeeld sekere idees gehad oor hoe mens die boek gaan bind met skarniere en my broer het gesê dis onprakties, mens kry nie dit nie en op die einde is dit met leer gebind. En ek het gedink mens gaan die panele eenvoudiger maak en Adrie het voorgestel nie, maar dit moet in 'n kassie wees. So die voorstelle van die mense wat prakties met die materiaal werk, dit het dit 'n praktiese en uitvoerbare projek gemaak. So hulle is net so 'n belangrike deel van die projek. En ek moes dus beplanningssketse doen en ons het prototipes gemaak en ek moes dit nou, my broer is in Pretoria en ek is hier in dele van die boek soontoe en dan weer terug. En ekskuus, hier is by my beplanningssketse wat ek gemaak het en ek moet sê dit het merkwaardig ooreengekom met wat ek konseptualiseer het. En hier is van die prototipes. So ek het begin deur met karton en plastiese kassies te probeer om dit te visualiseer. En toe het my broer van Soepahoed 'n prototipe gemaak wat Adrie toe gebruik het om spesifiek volgens daardie afmetings die perspekskassie en panele te maak. En toe het ek dit gevat vir my broer sodat hy presies die kassie, die houtwerk om hierdie kassie kan bou. En hieronder kan julle dan sien hoe die finale projek dan lyk. En hier is ook net prototipes, daarbo het ek heel eers het ek 2 bokse langs mekaar gesit en probeer om te kyk wat is die afmetings en hoe ek dit wil maak. En daar kan julle ook sien die prototipe wat ek gemaak het van karton eers en dan die Soepahoed 1 en dan die Soepahoed 1 met die perspekskassie in. En daar is die boek dan half, ja, soos hy klaar is, daar in die boonste een is die half oop boek en onder is dan met al die panele en die laaitjies ook. Goed, die perspekskassie en die grafering, dit was natuurlik ook 'n taak op sy eie, en daarmee het Adrie gehelp. Daar staan Adrie en daar is haar werkbank en 'n voorbeeld van 'n foto van hoe die grafering dan vertoon. Goed, die panele, wat ek gedoen het, is ek het uit die vertelling van die spesifieke skrywer, het ek dan gekyk waar verwys hulle in die begin van die reis na Bermuda, tot waar hulle dan aankom. En dan het ek aanhalings van die reis het ek gebruik. Nou, elke dagboek het verskil. August Schulenburg was 'n baie ywerige dagboekhouer. Hy het dagboek gehou tydens die veldslae ook, tydens sy tyd in die laars ook. En hy het dag vir dag aangeteken, elke dag. So hier is, en wat ek gedoen het, is ek het
die onderkant van die plaat, daar het ek die eerste inskrywing geskryf, want onthou hulle het van suid af noordwes gevaar, en die laaste inskrywing het ek bo geplaas. So jy lees die plate eintlik kronologies van onder na bo. En ek het dit dan so uitgelê daar, en en ook gekyk hoe dit sou lyk. Die plate oor die woorde van die plate oor mekaar geplaas, om te kyk hoe dit is, daarom visueel verskeidenheid is. En ons het, Adri het gesê, maar mens moet so die lippies maak, om dit daai uittrek moontlikheid te gee, en daarop het ons dan die name gesit van die skrywer, en dan die skip, en die datums, en ons het verskillende proewe gedoen, sy het uitgedruk om te kyk of dit dan werk. So die kassie het my broer, daar is van sy beplanningssketse wat hy gemaak het, na aanleiding van ons gesprekke, en my sketse wat ek gegee het. En hy het, daar so is hy in sy werkswinkel, besig met die boek. Julle kan sien, sy hande is typiese skrynwerkerhande. Fases van die boek wat hy daar het. Nou die meeste kruisgevangene handwerk wat uit Bermuda uitkom, is van Bermudaanse tederhout gemaak. Nou daar die boom is eintlik nou 'n beskermde boom, maar destyds al het hulle gesê, die kruisgevangenes mag dit nie gebruik nie, en daar stories van dat hulle dan so gaan leun teen die boom tot die boom omval, en dan gebruik hulle dit. Nou, maar hulle het ook, behalwe dit, het hulle ook ander hout wat beskikbaar is, planke wat uit dryfhout of verpakkingsmateriaal of wat hulle gebruik het. En uit die aard van die saak kan ons nou nie die Bermudaanse tederhout kry nie. En my broer het toe voorgestel dat ons okkerhoutneut gebruik, want dit is ook 'n Noord-Amerikaanse houtsoort, en dit is heel waarskynlik dat hulle dit sou kon gekry het. En dit is ook 'n baie sterk en stabiele houtsoort, met 'n fyn grein, en hy het dit toe vir ons in die hande kon kry. In die gesprek met die kurator van die uitstalling het ons ook gedink, maar hoe kan ons die besoekers nog meer terugvoer laat gee? En ons het toe daaraan gedink om 'n kassie te maak met kaartjies, notakaartjies waar mense inligting kan deel. En my broer het toe ook 'n kassie gemaak, en die ontwerp van die kassie is na aanleiding van 'n ontwerp wat ek gesien het van 'n kassie wat uit Bermuda uitkom in die Oorlogsmuseum. Die afronding van die titel dan, die koperplaatjie, nagemaakte koperplaatjie, want baie van die kruisgevangene items het dan daar ook gesê van Bermuda. Dis maar om aan te toon ook die titel dan. Nou die inhoudskaarte, hoe ek dit beplan en organiseer het, is verskillende laadjies bevat verskillende inligting. So regsbo het ek dan die skrywers met hulle foto en inhoud agterop, inligting oor hulle. In die onderlaadjie net daaronder het ek dan 'n dubbelblaadjie van die dokument met inligting oor die dokument, visueel, hoe lyk die dokument en hoe lyk die skrif binne. En linksbo het ek die skepe, foto van elke skip met inligting oor die betrokke skip, en dan ook kaarte, soos ek net gesê het, onder andere van die kaarte van die Bosch skoolatlas, met agterop dan aanhalings van die kruisgevangenes toe hulle op daardie plek was, of wanneer, of oor die spesifieke plek. En in die oorblywende laadjie het ek die ervarings van die kruisgevangenes oor spesifieke dinge, en byvoorbeeld gedigte en liedere met gepaste visuele materiaal. Daar is byvoorbeeld die vleiende vis, wat julle moontlik gesien het al, en dit is iets wat daar by die ewenaar rond is, en 'n hele paar dagboekhouers skryf oor die vleiende visse. So dan het ek van hulle aanhalings byvoorbeeld agterop dit geskryf. Daar is treffende gedig van Hubert Reitz oor The Dying Exile,
wat ek byvoorbeeld gebruik het. Daar is ek by die uitstalling en daar kan julle sien my deurmekaar tafel as ek werk en my rekenaarskerms waar ek dan staan met die ontwerp van die kaart. So die ontwerp van die inhoudskaarte, hier is dan 'n voorbeeld, dan is juist Jurgen Smit met die pragtige troufoto daar. Die biografiese inligting van die persoon, die agtergrond wat met sy gevangenskap verband hou en dan ook net 'n sinnetjie of twee wat na die tyd gebeur het. En dan ook sy kruisgevangene nommer en op elke kaart het ek dan ook die bron van die visuele materiaal aangedui. En daar is dan 'n foto van hoe die versameling inhoudskaarte dan lyk. Hier links is die biografiese kaart, dan reg langsom is dan die visuele materiaal uit die dagboek uit. Bo is die skip en 'n kaart en regs is so 3 kaarte wat nou meer van die ander inhoud wat mense kan amper sê half die letterkunde en hulle ander indrukke en die kuns daar. En in die middel is die opdrag aan my van die boek aan my grootouers, voorouers. Goed, en daar kan 'n mens dan sien hoe die hele versameling bymekaar kom. 'n Eetkamertafel met die terugvoerboekie, is sommer 'n vergrootglas ook, en die pen en die boek. Die uitstalling was 'n paar maande aan die gang en daar is Andrew Lambrecht met die uitstalling geopen het. Daar is ook 'n virtuele uitstalling en 'n virtuele nou vergeet ek die woord. 'n boek oor die uitstalling. Dit is beskikbaar op die universiteit se webtuiste. Hier is die boek op die uitstalling met in die agtergrond 'n werk van Jan van der Merwe, 'n installasie wat eintlik visueel pragtig toegepas het by die uitstalling. 'n klompie foto's tydens die uitstallingsopening, gesprekke. Hierdie is foto's wat op 'n ander tyd geneem is. Daar was byvoorbeeld 'n klomp. Ek het met verskeie studente daar gepraat. Was dikwels in die uitstalling en dan gesels ek met mense en sê wil julle meer weet oor die projek. En dit was merkwaardig hoe geïnteresseerd jong mense was. Van alle taalgroepe ook, as hulle nou regtig begin hoor waaroor dit gaan. En hier links onder is Piet Smit en sy vrou by die uitstalling. Reg in die middel onder, dit was by die openingsaand, kom een meisie en sy sê, maar sy is 'n Schulenburg. En sy hou hier daar die foto dan van 'n Schulenburg vas. Of haar ma was 'n Nooi Schulenburg. Merkwaardig, ek kan baie stories vertel. Hier is net 'n paar visuele detail van die boek. Hierdie eerste 2 bladsye fokus eintlik op die kassie dan. Daar kan julle sien hoe pragtig het dit bymekaar gekom, hoe fyn is die werk om die kassie te maak hier onder regs en hoe die gelaagdheid van die storie so pragtig dit dan uitgekom. Bietjie iets oor die hout, die agtergrond van die hout wat my broer gebruik het, met die kleur wat hy hier het, die raamwerk van die boek en dan die finale produk. En daar kan julle ook sien die fyn werk wat hy gedoen het, die leerbind hier buiteom, hoe fyn dit in mekaar pas. Ek is bevoorreg om met sulke knap vakmanne saam te kan werk. En dan hier iets oor die kaarte, 'n bietjie detail van hoe die kaarte dan lyk, die inhoudskaarte soos ek dit noem. En daar is Piet Smit besig om vir my terugvoer te gee. En 'n klompie terugvoerkaarte. Goed, dankie, kan net daar so stop. En hierdie is nou ook maar net om die visuele voorstelling te maak van hoe dit hoe mooi dit uitgekom het. Ek is regtig waar in my noppies. Ek dink dit is 'n mooi werk en dit is nie omdat ek dit gedoen het nie, maar die kunswerk wat daarmee saam is, die effekte en dit is selfs
vir my meer besonder as wat ek dit gekonseptualiseer. So dit is dan die inligting, die stories oor hierdie projek na Bermuda. Elkeen se stories of ervarings is eintlik heeltemal uniek. Die eerste een, jy kan maar net daai oop vir my oopmaak as nou net laat gaan net vinnig iets daaroor sê. August Schulenburg is die hoogs intelligente jongman. Hy's geletterd. Op die SS Armenian was 'n biblioteek. Hy skryf byvoorbeeld oor van die boeke wat hy lees. Hy skryf oor verlange, hy skryf oor uit hom laat tatoeëer, hy skryf hierdie groot verskeidenheid dinge wat hy skryf. En onthou syne was dan 'n dagboek wat gebeur op die oomblik. So dit was 'n kontemporêre dag. Sewenster is die bittereinder, maar hy is eintlik getroud en hy het 5 kinders. Sy swaar het op 'n stadium al vir hom geskryf en gesê, maar jy moet nou besluit of jy met die grond getroud is of met jou vrou getroud is. En dan moet jy 'n skryfbrief vir haar stuur as jy met die grond getroud is. Want hulle was seker nou al moeg vir hierdie swaar wat nie wil terugkom Suid-Afrika of nou land nie, want wat ook al sy storie is. Hy het toe teruggekom want daar's nog 'n kind gebore. Maar hy het sy boekie, het hy geskryf 'n hele end in die ervaring en hy het eintlik half terugskouend geskryf, maar nogal uit dramatiese skryfstyl ook. En mens kan sien hy het sulke mooi letters. So hy het waarskynlik sy verhaal op 'n ander plek geskryf en dit oorgeskryf in hierdie mooi dagboekie, want die dagboekie het so mooi seder hout omslag. So hy het 'n ander sy van homself. Dis nie daai onmiddellike nie, dit is die terugskouende. Dan het net sien Albert de Villiers. Dit is eintlik elkeen van hierdie stories is so tragies. Albert de Villiers se pa is die scouts, die groepie familie wat besig was om te vlug, het hulle voorgekeer, die pa is gewond en het gesterf en Albert moes help om sy pa te begrawe. Sy ma en broertjie en suster is weggevoer konsentrasiekamp toe. Albert is gevange geneem, hy's weggevoer. So hierdie jong getrou geïnteresseerde man, ek dink hy was 21, het sy pa begrawe en hy hou ook dan dagboek van wat is besig om te gebeur. Ek dink baie keer het hulle dagboek gehou en die plekke opgenoem om vir hulle self vastigheid te sê en te sê dit is waar ek is, dit is waarheen ons gegaan het. Want baie van hulle lys hoe hulle dan by einde by die skip gekom het. Die meeste van hulle het van Durban af. En hy het ook dag vir dag dagboek gehad. Die Rocco de Villiers, wat eintlik die sekretaris is, hy het op die skip het hy iets geskryf, maar die meeste van sy opstelle wat hy geskryf het hy geskryf op die eiland. So half as 'n verslag. En hy het dit baie, baie goed verwoord, want hy's 'n geletterde man, en hy's baie woordvaardig. Maar wat merkwaardig is dat hy het 'n plakboek gehad. En hy het ook ander krygsgevangenes gevra om werk vir hom te gee. So het ek 'n hele klomp van Joubert Reitz se gedigte het ek daar gekry, in sy plakboek. Ja, Joubert Reitz se gedigte. Jurgen Smit wat die Kaapse Rebel was, nou moet julle ook besef, die Kaapse Rebelle, op daardie skip, die Harlegkastel, was 'n hele groep Kaapse Rebelle. En hulle was almal ter dood veroordeel of het 'n vonnis gehad. So hulle is toe nou Bermuda toe gestuur. Hulle is op een van die eilande, ek dink dis die Hawkins eiland, maar ek praat nou onder korreksie, was hulle in 'n gevangenis. So hulle is as gevangenes behandel. Hulle moes harde arbeid doen, hulle moes onder andere die grafte kap, want dit is harde grond. Hulle, ja, so in sy dagboek is daar net
2 bladsye wat hy sy ervarings opsom. Hy is hierdie dag gevang, hy is hierdie dag ter dood veroordeel, hy is dit en dit en dit. Hier is hy begenadig. Hulle is toe laat die tyd, is hulle begenadig, is teruggestuur, van hulle het korter gevangenisstraf gekry, maar hy is toe weer terug huis toe. So hy het hierdie absolute gestroopte vertelling wat eintlik net is, dit is wat gebeur het. Verder het hy in sy dagboek het hy liedere, woorde van liedere wat hy opgeteken het en 1 of 2 brokkies ander. Ingvald Schröder Nielsen, hy het was ek dink hy het omtrent in 1897 het hy na Suid-Afrika gekom en toe as 'n landmeter gewerk, hy het gehelp kaarte teken en hy is toe later by die oorlog betrokke geraak. Dit is ook 'n interessante en lang storie. Hy is toe ook Bermuda toe gestuur met die laaste Montrose vaart en na die oorlog is hy terug Noorwe toe. Hy het nooit weer teruggekom Suid-Afrika toe. En later jare het hy sy herinneringe gepubliseer in Noorwees. Maar dit, as ek my feite reg onthou, het hy eintlik die meeste van sy herinneringe, maar dit is van alles wat hy in Suid-Afrika beleef het. Dit was nie net van die oorlog nie. Het hy tydens sy gevangenisskap geskryf. Dit is later in Noorwees gepubliseer en betreklik onlangs eers in Engels vertaal. So dit is eintlik half kan mens sê die blik van die buitestaande wat dan skryf oor die boere, want hy skryf onder andere die see wat vir die boere so vreemd, maar vir hom is dit te wonderlik om weer die see te sien. Maar dan is dit ook interessant hoe hy van die boerdery terme in sy hy skryf byvoorbeeld hulle is soos die boere is soos die gevangenes is soos skape in 'n kraal wat. Ek het heeltyd gewonder, maar waar gaan ek nou sy handskrif kry? Want die dagboek wat hy het is 'n vertaal ek meen daar's nie 'n afskrifte van sy dagboek nie. Dis vertaal en alsaan. En toe kry ek in die Suid-Afrika huis se digitale argief is 'n versameling van briewe wat gaan oor die Hollandse onderwysers veral. Want daar was 'n groot groep Hollandse onderwysers en hulle het geskryf vir Emmaus, die meeste vir hulle vir heer Emmaus wat half amper die verteenwoordiger was en die sekretaris was en eintlik al hulle korrespondensie en goed wat te doen gehad het met hulle plasing in Suid-Afrika as onderwysers. En toe het van die korrespondensie natuurlik nou voortgeduur terwyl van hulle dan nou gevangene geneem. Daar was 'n hele klomp Hollandse onderwysers in Bermuda en op die einde is die meeste van hulle was op die Birds Eiland. En ek kry toe daar 'n brief van hom wat hy skryf aan Piet Skuil se pa. Nou Piet Skuil was 'n jong Hollandse onderwyser ook wat gefusileer is tydens die oorlog en Schröder Nielsen was bekend met hom en was by die teregstelling. En hy skryf dan 'n brief aan Piet Skuil se pa om te verduidelik wat gebeur het. En hy teken 'n kaart van waar dit gebeur het en waar Piet Skuil se graf is. So daar kry ek die handskrif en 'n kaartjie van. En hy het die brief geskryf in Nederland. So dit is werklik merkwaardig. 'n ander hartseer storie is hierdie dagboek. Agterop staan Helgaard Müller en die dagboek begin van het aantekening deur oorleden K.S. de Haas. Nou K.S. de Haas was ook 'n Hollander, maar sy ouers het omtrent ek dink in 1850 het hulle na Suid-Afrika gekom. Daar was toe 'n groepie Hollanders wat gekom het om iets te doen. En so hy was al in die 50, hy is getroud, dit was al sy tweede huwelik, hy het 'n klomp kinders en hy beland toe op die SS Montrose.
Nou hulle was 'n klein groepie van die kommando wat gevang is. Wat saamgevang is daar, gevange geneem is. Hy beland op die SS Montrose, dieselfde skip wat Rocco de Villiers. Nou Rocco de Villiers, en wat my oupa grootjie was. Rocco de Villiers was as 'n offisierbaan. So hulle is wakker gemaak in die oggende met koffie en tee, hulle het saam met die Engelse offisiere gesit, hulle het van spyskaarte afgeëet, hulle het geleer gin drink, hulle het alles gehad daar. Die gewone gevangenes was natuurlik onder in die groot slaapsale, dit was nou glad nie so plesierig nie, en hy skryf baie konkreet oor daardie ervaring van hoe dit is en die slegte kos wat hulle geëet en die oneetbare kos en van die luise wat daar is en hy soek soos hy kan boksalf en hy soek so 'n bietjie twak en so hierdie konkrete ervaring. Nou sy vriend Helgaard Miller, op die SS Montrose was daar 23 mense wat dood op die skip en ter see begrawe. Sy vriend Helgaard Miller word dan ook siek en moet hospitaal toe gaan op 'n stadium. En nou die mense sterf in die hospitaal daar en hy is baie besorgd oor Helgaard Miller en hy skryf 'n paar keer oor arme ou Helgaard. Hulle was omtrent tyd genoeg. Helgaard word gelukkig gesond, maar 2 weke nadat hulle aan wal kom in Bermuda, sterf Karel de Haas. Ek dink dit was longontsteking wat hy seker op die skip opgedoen het. En dit was waarskynlik Helgaard Miller wat toe Karel se dagboek oorgeskryf het, moontlik vir homself, want hulle het dalk Karel se een seun was ook saam met hulle gewees en hy sou waarskynlik dan die oorspronklike dagboek gehou het. Want die dagboek is geskenk deur Helgaard Miller se laaste oorlewende dogter. Het die dagboek geskenk aan die Oorlogsmuseum. So ek vermoed dat dit Helgaard is wat sy vriend se dagboek oorgeskryf het. Maar dan skryf hy ook van wie was die grafdraers, die kisdraers, roubeklaars by die begrafnis. So dit hierdie absolute menslike stories en menslike vrou. Ek wil dalk net sluit met een merkwaardige foto. My hand op hom van lê. Hierdie groepfoto waarop Rocco de Villiers is. Dis 'n groepfoto van die Franse klas op, ek dink dit was Birds Island. Die kruisgevangenes het klasse gehou vir hulle self. My oupa grootjie was byvoorbeeld een van die onderwysers wat toe nou nog steeds skool gehou. Van die gevangenes het ook vir hulle self klasse georganiseer. En so daar was byvoorbeeld mense wat nou meer wou weet van snelskrif, dan reël hulle wie weet iets van snelskrif om ons reël vir ons klas. En daar was een Franse klas, maar dit was natuurlik nou die heel geletterde mense wat nou al klaar verskillende tale ken. Op hierdie foto verskyn August Schulenburg, Hubert Reitz, Rocco de Villiers, Schröder Nielsen is van die mense wat verskyn. 4 van die mense wie se stories ek hier het mekaar geken, het met mekaar te doen gehad, het in dieselfde klas deelgeneem en verskyn op dieselfde foto. Merkwaardiger kan jy nie. Dit is vir my so interessant gewees om hiermee te werk en soos ek sê, daar's nog baie ander materiaal wat ek wil na kyk en veral ook oor hoe het hulle geskryf en daai fisiese van die dagboeke, dit interesseer my en daai verhoudinge wat mens dan kan raak sien tussen mense wat mekaar geken het, baie wat gekruis het, want as jy op die einde in Bird Island, waar daar maar 300 of wat gevangenes was, en dit was van die mense wat al gehard was teenoor die regering,
teenoor die Britte, dan was daar dalk mense wat soortgelyke gevoelens gehad het, vriende geword het. Dit is die mense wat aantekening gemaak het, want daar was, soos ek sê, heel wat onderwysers dan van die meer geletterde mense. Maar daar was ook hoeveel duisende ander wie se aantekening dalk net in briewe was, wat verlore geraak het, wat dalk so getraumatiseer is dat hulle weinig gedoen het. En daar het dinge verlore geraak, maar dit was 'n voorreg om met hierdie projek besig te wees. Nou het ek baie lank gepraat. Ek dink ek is al lankal oor my tyd. Ek wil net ter wille van die mense wat dalk nou nog aanlyn is, en net wys, dit is die ander boek wat ek dan saamgestel het van die, is hy af? Wat is af? Daardie? Hierdie een. Okay. Dit is net om te wys, toe ek die ander boek moes saamstel om te wys wat in die kussie is, moes ek natuurlik 'n ander manier van die narratief opbou, want ek gee dan die inligting, so ek kan maar net vinnig aangaan. Nou, so kan maar net net aangaan. Aan. So daar is net die boek van buite af. En daar sê opdrag aan my grootouers. Kan aangaan. Gaan maar aan, hulle handskrifte, en briewe. Gaan aan. Goed, die boek buite, half oop, nog half oop. Kan aangaan. Oop. Kan ek sommer dan druk, dan kan ek vinniger. Daar so is maar net die inhoudskaarte hoe ek dit georganiseer het. So daar het ek toe gekyk, maar wie is dan op die skip? So hier is die skip, daar is die inligting agter op die kaart. August Schulenburg was daar met sy inligting. Ja, sien so. Dit is hoe sy dagboekie gelyk het. Hierdie buiteblad is al af. Nou moet mens weet hoeveel ontbering het daardie dagboekie gehad, want die dagboekie is nog Amerika toe ook en teruggekom van Amerika. Nog van die dagboek. En dan sy inhoudsplaat, sy perspeksplaat. En dan die volgende skip met, daar is die 7 ster, sy pragtige dagboekie. En daar kan mens sien, ek gaan maar net daar stop, van sy mooi sierskrif wat hy gebruik het om sy storie te vertel. So julle is welkom nou as julle wil kom kyk hierna om na enige van hierdie goed te kom kyk. En dit kan deur mekaar raak, want dit is bedoel om deur mekaar te raak. Dit is wat navorsing is.